Ons is so opgewonde oor die heerlikheid van die Here. Dit is ons tema in hierdie seisoen en vandag gaan ons nog verder 'n bietjie kuier oor sy heerlikheid deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die belofte van die Vader. Kom ons sien uit na hierdie tydjie van aanbidding en dan die bediening van die woord en 'n lekker tydjie van gebed ook. Called my name till the end, you will stay the same. Through the ages, time and time again, God my rock, and who can stand against? Whoa. Whoa, love us away. On the cross, the ransom that you chose. From that grave, my destiny arose. And by your love, everything has changed. God my rock, and who can stand against? God my rock, who can stand against? Whoa, love us away. Whoa, love us away. Storm. Forever your love is relentless, nothing impossible. For this I know, your love is my hope. Whoa, love us away. For this I know, your love is my hope. Whoa, love us away. For this I know, your love is my hope. Whoa, love us away. Love us away through the fire. Love made a way through the storm. Forever your love is relentless, nothing impossible. Love us away through the fire. Love made a way through the storm. Forever your love is relentless, nothing impossible. Love us away through the fire.
Ons is op hierdie stadium so half vasgevang in 'n begeerte om die heerlikheid van God te beleef deur die werking van die Heilige Gees. En dis hoekom dit ons reeks se naam is op hierdie stadium, The Glory of God, the Holy Spirit. Nou die dag toe sê Martinus in 'n preek dat, jy weet, baie keer as ons dink oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan is dit asof ons koppe sê die Vader is in die hemel en Jesus is hier in my hart, maar sukkel met die Heilige Gees, want hy is oral en hy is half 'n wind of 'n vuur of hy is hier, jy weet, ons kry nie 'n greep op hom nie. En is een van die leuns wat ek dink drasties nou in ons as gelowiges se denke aangevat moet word. Jy sien, God is Vader, God is Seun, God is Heilige Gees. En 'n eenvoudige manier om dit te verduidelik is laat water is een chemiese samestelling, maar ek en jy beleef water as ys of as vloeistof of dan as stoom. En ons glo dat die Heilige Gees is die belewenis van die volheid van God. Hy is God, die Heilige Gees. En daarom het ons laasweek 'n bietjie gesels oor die prominensie van die Heilige Gees. Hoe prominent hy was van Jesus se geboorte, deur Jesus se bediening tot aan die einde. Net so, gaan luister asseblief na laasweek se gesprek, net so prominent is die Heilige Gees in my lewe, my geestelike ontwaking, my hele nuutmaak en groeiproses, alles is die werking van God, die Heilige Gees. So ons het laasweek daaroor gesels, ons het gepraat oor hoe prominent hy is, maar vandag wil ek met jou praat oor die belofte van die Heilige Gees. En die woord belofte is so 'n mooi woord, jy weet, ek dink byvoorbeeld aan my verhouding met my meisiekinders toe hulle kleiner was, dan maak ek baie keer 'n belofte. Pappa gaan saam met jou speel, of pappa gaan vir jou 'n roomys koop. Jy weet, en jy kan sien wanneer 'n kind 'n verwagting het vir 'n Magnum roomys, want pappa het nou beloof, dan kan hulle my lekker herinner aan my belofte, en hulle gaan nie settle vir 'n waterroomys nie, want ek het nou beloof. Hier's wat hulle gaan kry. En weet jy wat? Jesus maak 'n belofte dat God deur sy Gees in my en jou lewe wonderlike goed gaan doen. En ek wil jou soos 'n kind vandag vra om saam met my vir ons Vader te sê, ek soek die volheid van daai belofte wat U aan my gemaak het. Die eerste element van die belofte is dat ek en jy leef nou in die era waar ons God beleef prominent deur sy Heilige Gees. Daarom moet ons dit verstaan, ons moet weet wat verwag ons, en wat bedoel ek met 'n era? Lees saam met my in Johannes, jy sal daar op die skerm Johannes 16 vers 7 sien. Ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, gaan ek hom na julle toe stuur. So Jesus praat hier van 'n era nadat Jesus aarde toe gekom het en teruggegaan het na sy Vader toe. Vir 2000 jaar al leef ons in die era van God, die Heilige Gees. Dis voordelig vir ons in die eerste sin dat ons nie hoef agter 'n celebrity aan te trek. Jy weet, daar's nie hierdie rabbi ergens in 'n stad of hierdie heilige ergens op 'n berg na wie toe ons moet gaan om God te beleef nie. Dis heeltemal die teenoorgestelde. Dis God wat sê, hy kom van die berg af, hy kom weg van die rabbi af, hy kom na ons toe. Dis vir julle voordelig. Dis vir elkeen van ons voordelig. Dit breek my hart hoe dat mense baie keer hulle self diskwalifiseer en hoe dat hulle voel, nee, maar ek is nie goed genoeg nie, ek is nie heilig genoeg nie, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie, jy weet, ek doen nie genoeg die regte goed, ek spandeer nie genoeg tyd met die Here nie. Jesus het met almal gepraat en gesê dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. So vir die res van ons kuiertjie vandag wil ek saam met jou bietjie indelf in wat is die voordeel. As Jesus sê dat dit vir ons voordelig is, het ek iets baie spesiaal ontdek, dat die voordeel van die Heilige Gees in my lewe is soortgelyk aan die Bybelstudie wat ons voor Paasfees vir 6 weke gedoen het oor die heerlikheid van God.
the radiance of the glory of God. Weet jy dat die heerlikheid van God is waar ons naam kry in ons kerk, die doxa deo, die heerlikheid van God. En nou ontdek ek dat al daai elemente van die heerlikheid van God word nou die inhoud van die belofte van die Heilige Gees. So hier's net 'n vinnige opsomming van wat ons die vorige 6 weke ontdek het. Nommer 1, it's the presence of God. Nommer 2, it's His perspective. En nommer 3, it is His power. Laat my toe om in hierdie 3 elemente 'n bietjie vas te haak vir die volgende paar minute en om vir jou te vra om saam met my te ontdek hoe dat die Heilige Gees gekom het om hierdie 3 dimensies van die belofte van God 'n werklikheid in ons lewens te maak. So kom ons begin by die eerste ene, the presence of God. Ek smal oor die Afrikaanse woord, die nabyheid van God. Die Here is oral teenwoordig, maar hierso sê hy in Johannes 14 vers 16 tot 18 sê hy, ek gaan die Vader bid en hy gaan vir julle 'n ander trooster gee. En dan gee hy die eerste stukkie inhoud van dit wat Jesus bid. Hy sê, hy gaan by julle bly tot in ewigheid. Want hy gaan nie net by julle wees nie, hy gaan ook in julle wees. Jesus maak 'n belofte, maar Jesus bid ook. Dis ook 'n gebed. Dis 'n begeerte van God dat ek en jy die nabyheid van die Here sal beleef. En Jesus sê dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want God se nabyheid aan die mens gaan nou letterlik soos water afstroom na elke uithoek van hierdie aarde. En hy sê hierso, ek sal die Vader bid en hy gaan vir jou, jy wat luister na hierdie woordbediening vanmôre, hy gaan vir jou 'n ander trooster gee. Die woord trooster is so 'n mooi woord. Dis iemand wat hier by my kom inhak en wat my sterk maak en saam met my die pad loop. Hy sê by my. Maar ek sien in hierdie gedeelte hoe dat Jesus se gebed vir ons nie net is dat God by ons sal wees nie, maar dat hy ook in ons sal wees. En ek dink die beste metafoor is die metafoor van 'n beskuit. Ons almal ken die heerlikheid van 'n stukkie harde beskuit wat as jy hom in daai koffie gedoop het, dan is hy in die koffie, maar dan gaan die koffie in hom in. Ons is baie lief vir 'n Tim Tam beskuitjie en dis dieselfde, jy by die 2 hoekies af en dan druk jy hom in die koffie en dan suig jy daai koffie so op in die koekie en dan druk jy daai hele ding in jou mond en jy beleef die heerlikheid van 'n beskuitjie wat deurweek is van die koffie. En ek wonder of jy vandag jouself so kan sien, hoe dat God jou wil vat en hy wil jou deurweek met sy gees. En hy is binne in jou, maar hy is ook by jou. En hy is ook die een wat deur jou funksioneer en met jou werk. My hart breek as ek met mense kuier en ek begin agterkom hoe dat ons in ons koppe 'n afstand skep tussen ons en God. En ons sit half hierdie ding van die Here is daar bo in die hemel en ek is hier op aarde en my aardse bestaan is maar net 'n natuurlike lewe. En daai spesiale teenwoordigheid van die Here gebeur net by spesiale plekke en spesiale tye, spesiale geleenthede en geboue. En hier kom Jesus en hy sê dis 'n nuwe era. Dis 'n nuwe dispensasie waar God die nabyheid na jou toe wil bring deur die trooster, deur die Heilige Gees. Dat dit so naby is dat jy hom kan voel, nie net dat jy kognitief weet hy's by my nie. In my verhouding met my meisiekinders, veral toe hulle klein dogtertjies was, dan was ons partykeer saam in 'n winkelsentrum en dan wat ek gedoen het is ek het net my pinkie so vir hulle gehou en dan daai klein handjie het net so my hand vasgehou, maar net aan my pinkie vasgehou en dan kon ek sien in my kind se lewe, ek is nie net by haar nie. Dis nie net in haar denke wat sy weet my pa is by my nie, sy voel my nabyheid. En daai nabyheid bring 'n vrug wat ek vandag met jou wil deel, die vrug van God se nabyheid in my lewe. Dis die inhoud, dis die belofte, dis wat Jesus bid vir ons. Dis die voordeel wat hy bid, is dat ek en jy sal voel en beleef, dat ons harte deurweek sal word met sy nabyheid in hierdie volgende 3 dimensies. Die heel eerste ene is God se vrede. Ek sien op my kind se gesig. Jy weet, wanneer ek saam met haar by die skool ingeloop het, daai eerste dag in graad 1, en sy's onseker en sy's vreesbevange oor hierdie groot plek en al hierdie vreemde mense. Ek sien hoe dat daai handjie,
hier op my vinger die nabyheid van 'n pa en 'n dogtertjie se lewe, hoe dat dit vir haar 'n shalom bring, 'n vrede bring. Die lewe bly onseker in 2020 en 2021 sit ek en jy met soveel ontwrigting en soveel onsekerheid in ons lewe en soveel transformasie en vernuwing en verandering. In 'n tyd soos hierdie wil ek die belofte van die Vader wil ek vat en sê, Here, U het beloof, U het beloof dat U naby my sal wees en dat die vrug van U nabyheid, die vrede van die Here in my gemoed sal wees. Verskoon my, en dan sien ek ook dat daai vrede 'n veiligheid by my bring. Maar ek wil met jou nog oor een element praat en dit is die rus van die Here. Jy weet, rus beteken nie passiwiteit nie. Dit beteken nie dat ek nou net agteroor sit en nou loop God se water maar oor God se akker nie. Nee, hierdie is 'n aktiewe rus. Inteendeel, die rus van die Here word 'n vertrekpunt van waar af ek al my aktiwiteite benader. Rus is 'n toestand van my binneste waar ek ontspan en ek sien al hierdie storms en al hierdie uitdagings wat voor my lê. Maar my hand is in die hand van die Here en hy kom naby, nie net in my kop nie, hy kom naby my hart. En sy vrede en die veiligheid wat ek beleef veroorsaak dat die storm in my binnekant stil is. As energie en as krag, jy weet, as jy dink oor 'n rivier wat loop, hy diep, daar's energie wat in daai water is, maar op die oppervlak is daar 'n kalmte. En ek wonder as ek in jou binneste kan inkyk vandag, of ek vir jou kan vra, het jy dit? Het jy Jesus se gebed wat hy vir jou gebid het? Ek gaan my Vader vra om 'n ander trooster te stuur. En die Heilige Gees gaan binne in julle wees. God, deur ons ervaring van die Heilige Gees, bring die nabyheid van die Here. Miskien wil jy vandag ook, veral nou wanneer ek klaar gepraat het, is dit jou gebed vandag, dat jy wil sê, Here, op hierdie eerste terrein het ek vandag nodig dat daar 'n nuwe bewustheid in my lewe sal wees. And by the way, Jesus het gebid hierso. En hy sê vir sy disippels, gaan wag julle in Jerusalem, gaan bid julle, vra die Vader vir die belofte. Weet jy wat is die aksie wat ek en jy kan neem hier vanaf? Wat moet ons doen? As jy daai vraag vra, ek wil vir jou sê, spandeer meer tyd in gebed. As 'n gemeente beleef ons dat ons ook nou in daai tyd is na die opstanding op pad na die uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n wagtydperk. Ons het 'n oortuiging dat ons in terme van 2021 nou in 'n seisoen van wag is, van meer bid, meer met die Here praat oor die volheid van sy belofte. Nou kom ek wys jou die tweede deel. Ek het toe ek begin het nou gesê, it's His presence, dis in Afrikaans sy nabyheid. Die tweede deel van die belofte waarvan Jesus praat, is His perspective. Kom ek lees, ek wil vir jou graag dit wys. Johannes 14 vers 16 sê, gaan die Vader bid, hy gaan 'n ander trooster vir julle gee, om by julle te bly vir ewig. En dan beskryf hy die heel eerste impak is dat die Heilige Gees by my is. Die tweede ene is, hy sal die Gees van waarheid wees. En jy weet, hier praat perspektief en waarheid praat vir my met mekaar. Die belofte van Jesus, dat my hart sal voel God is by my, maar dat my kop sal beleef vir al my besluite, vir die wysheid wat ek nodig het, vir die uitdagings wat voor my lê, is dat Jesus deur sy Gees kom lig skyn in my denke, sodat ek besluite kan neem wat deurweek is met die invloed, met die leierskap van God se Gees in my lewe. Hy sê hierso in Johannes 16, nou jy sal sien, ons kuier in Johannes 14, Johannes 16 en in Handelinge 1 net nou, waar die 3 plekke is waar Jesus oor die belofte praat. En jy sal sien in Johannes 16 dat Jesus by vers 14 sê, die Heilige Gees, met ander woorde, die derde manier hoe God hom openbaar aan my en jou, deur die Heilige Gees. Hy gaan Jesus verheerlik, met ander woorde, alles wat Jesus geleer het, al die krag en die inhoud van Jesus se perspektiewe, gaan die Heilige Gees 'n werklikheid maak. Hy gaan dit lewendig maak vir my en jou. Jy weet, as ek dink oor my lewe, ek is 'n leier van 'n groot organisasie, dan is daar ontsettend baie wysheid wat ek nodig het.
As ek dink oor my huwelik, dan het ek God se wysheid nodig om my huwelik na 29 jaar getroude lewe sinvol vorentoe kan vat. As ek dink oor my kinders wat nou volwassenes raak en ons hulle opstel vir hulle toekoms, in my verhouding met hulle die dinamika verander en daar kom skoonseuns in die huis en al daai kragte vra vir intense wysheid, dan voel ek vandag die krag van Jesus se gebed. Ek gaan my Vader vra, John, en hy gaan vir jou die gees van waarheid gee, die gees wat vir jou waarheid, wat vir jou goddelike perspektief wil bring op die besluite wat jy neem. Hier in hierdie spasie waar ek nou sit, het ek so baie gesprekke met mense wat aan die slegte kant opeindig van besluite wat hulle geneem het en ander mense se besluite wat verwoesting in hulle lewe bring. Mense wat goed gedoen het in hulle verlede waar die lig van die Here nie geskyn het nie. En nou pluk hulle vandag die vrug van daai besluite waar God se waarheid nie geskyn het nie. En ek voel die intensiteit van Jesus se gebed as hy sê, ek gaan die belofte van die Vader vir jou vra, wat nie net is dat God by jou is en vir jou rus en vrede gee nie, maar die belofte dat hy vir jou wysheid gaan gee. Ek weet soos wat jy vandag hier sit, is daar besluite wat jy nou in jou lewe moet neem. In 2020 en 2021 is ons almal besig om te dink oor ons lewe en ons pad vorentoe. Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit doen? Hoe funksioneer ek van die huis af? Wat gebeur met my kantoor? Die van julle wat organisasieleiers is, jy het massiewe besluite wat jy moet neem oor hoe jy jou mense gaan lei. En ek weet nie van jou nie, maar ek is net weer op 'n plek waar ek bietjie wil terugtrek en sê, Here, ek wil wag. Ek wil wag, het 'n belofte gemaak dat die gees van die waarheid my sal lei. En ek wil vandag net so 'n bietjie terug staan en seker maak dat ek onder die leiding van die Heilige Gees daai besluite neem, dat my besluite deurweek is met die waardes van Jesus Christus, wat Jesus het God se waardes vir ons kom wys. Die Heilige Gees is die een wat my help om daai waardes te verstaan. Ek kuier met 'n vriend hierdie week en ons praat 'n bietjie oor 'n ervaring in 'n restaurant nou die dag. So kom ek gee vir jou 'n voorbeeld van hoe God se waarheid nodig is. Hy sê daar is swak diens en nou moet hy betaal vir swak diens en hy glo in geregtigheid en hy wil sterk oorkom en vir die restaurant sê dis onaanvaarbaar, ek gaan nie betaal vir wat julle hier vir my opgedis het nie. Maar sy vrou sit hier langs hom en sy haat spanning en konflik. Sy wil net harmonie hê en nou moet hy kies. Gaan ek net my vrou gelukkig hou of gaan ek hierdie interne spanning wat ek beleef, wat maak ek hiermee? En ons kuier toe lekker oor dit, oor hoe dat in Johannes 1 vers 14 tot 18 daar eintlik 'n antwoord is. Want God se lig, God se perspektief word vir ons gewys en die Heilige Gees het dit vir my lewendig gemaak 'n ruk gelede toe hy daar gesê het Jesus was vol genade en waarheid gewees. En ek kon vir my vriend sê, weet jy wat is die probleem? Is jy wil net waarheid gee. Jou vrou se probleem is sy wil net genade gee. Maar baie keer lê die antwoord, God se perspektief lê in die spanning tussen hierdie twee. So hier's wat ek doen, wanneer ek by 'n restaurant nou die dag daar in Georgia ontbyt geëet het saam met mense en hulle bring vir my omelet wat so swem in die olie. Ek het maar die olie afgeskit en ek het my eiertjie geëet, maar toe roep ek die eienaar. En met genade, met sagtheid, met iemand wat regtig belange het in daai restaurant. Ek sê vir hom, ek wil weer terugkom hiernatoe. Ek wil hê jy moet goed doen, ek wil hê jy moet suksesvol wees. Maar hier kom die waarheid nou. So met liefde en met respek gaan ek nou vir jou sê, hierdie diens wat jy gelewer het is onaanvaarbaar. Jy weet, en wat ek nou vir jou sê, geld vir my kinders ook. Jy weet, moet ek vir hulle genade gee of moet ek hulle dissiplineer? Jy moet albei vir hulle gee. Waar kom hierdie perspektief vandaan? Dis die antwoord op Jesus se gebed, dat God die Heilige Gees sal perspektief en waarheid bring vir my wysheid, vir my besluite, vir my waardes waarmee ek leef. En dan sien ek die vrug van kwaliteit, verhouding en sukses in my kinders. Ek gaan terug na daai restaurant toe en hulle excellence is op 'n nuwe vlak. En ek het nie my vrou verloor in die proses nie, want dit is genade eerste, maar waarheid tweede. Nou kom ons vat hierdie laaste deel van waaroor vandag se kuiertjie gaan en ons begin dit nou saamtrek. Ek weet ook
dat Jesus se gebed was nie net vir die presence, dit was nie net die nabyheid nie, it wasn't just perspective, nie net waarheid nie, it was also power. Hy het gebid vir, en ek wil vir jou 'n ander woord gee, ek sien in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, en dan daai woord, dunamis daar, is die woord energie. Weet jy dat God se energie 'n belofte is vir my en jou lewe? Kom, wees net 'n oomblik eerlik. Hoe gaan dit met die interne energie in jou lewe? Is daar nog passie? Is daar nog vuur? Is daar energie vir jou huwelik? Is daar energie vir jou werk? Is daar passie vir jou gesondheid? Vir die kernverhoudinge in jou lewe? Julle sal krag ontvang. Nou sê Jesus in Handelinge 1, net so 4 versies vroeër, dit was vers 8 en vers 4 sê hy, toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om in Jerusalem te wag vir die belofte van die Vader. Die belofte wat julle gehoor het, ek sê die Vader gaan vir julle sy presence, sy perspective, but he will also give you his power. Sy krag, sy energie, sy vermoë. Ek wil vir jou sê, as ek saam met jou kyk na hierdie jaar wat kom, dan het daar baie mense met wie ek kuier, kom ek agter, hulle het so reaksionêr geraak, so baie vreesgedrewe besluite, dat hulle energie negatief raak. Ek sien hoe dat mense se glas word half leeg. Met ander woorde, ons raak passief, ons begin onttrek, ons hou op droom, ons is so onseker. En ek dink dis in tye soos hierdie, waar ek wil graag vir jou sê, die heel eerste stuk energie wat ek in die Bybel sien, wat God gebring het deur die Heilige Gees, was skepende energie. In Genesis 1 het God die Heilige Gees oor die aarde wat woes en leeg was, sê die Bybel dat hy gebroei amper. En toe kon God sê, laat daar lig wees. Weet jy wat, God wil skepend in my lewe, jou lewe funksioneer. En die Heilige Gees is die een wat die skepende energie van die Here na my lewe toe bring. Hierdie kerkorganisasie Doxadio wat ek die voorreg het om die span te lei, en hier by Brooklyn is daar soveel uitdagings as gevolg van al die lockdown regulasies in die verskillende lande waar ons bedien. Ons het splinter nuwe vars kreatiwiteit nodig. Hier sit ek vandag op 'n Sondag vir die eerste keer en ek is besig om 'n opname te doen op 'n kamera, want ons wil die krag van die woordbediening van vanoggend wil ek op die kamera bymekaar kan vat, dat jy dit met vriende kan deel. Dis alles kreatiewe oplossings waar ek terug gaan na die Here toe en sê, Here, deur u Gees gee vir my die varsheid, die kreatiwiteit. Ek het soveel gesprekke hierdie week met mense gehad wat se werksomstandighede op 'n slegte plek is. En hulle het dringend nodig dat die Here weer passie en vuur by hulle sal wakker maak. Ek sê vir jou, Jesus se belofte is dat die Heilige Gees ons nie net doop met sy nabyheid nie net doop met perspektief nie, maar doop met energie. Julle sal met die Heilige Gees en met vuur gedoop word. Met ander woorde, jy kan vandag daar sit en sê, Here, u is die een deur u Gees wat goddelike passie vir my huis en my huwelik, my gesondheid en my drome en alles wat dit by my wakker maak, sodat ek met God se passie my lewe kan benader. Ek het soveel goed wat ek moet doen en soveel eise wat aan my en jou gestel word, van ouerskap tot by my werk. Ek weet God se energie bring vir my kapasiteit, nie net passie nie. Hy gee my die vermoë, hy gee my die kennis, hy gee my die krag wat ek nodig het. As jy 'n mediese dokter is of 'n onderwyser, in tye soos hierdie het jy goddelike vermoë nodig. As jou organisasie groei en jy moet mense lei, net die verhoudingsvaardighede wat van jou gevra word, die organisasievaardighede, dis die geskenk wat die Here deur sy Gees, sy energie, sy dunamis na my lewe toe bring. En ek wil meer van dit hê. Miskien wil ek afsluit vandag en vir jou sê, ek het baie gesprekke met mense wat regtig suffer, wat deur moeilike goed gaan. En dan besef ek, dis dieselfde Heilige Gees wat ook vir my en jou deursettingsvermoë gee. Om te wag is regtig nie 'n lekker ding nie, maar dit is die Heilige Gees. Nou die disippels het hierdie ding verstaan. Hulle het geweet, Jesus bid vir my reaksie is om te bid, en vir 10 dae, van hierdie jaar is daai datums 13 Mei tot 23 Mei, vir 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle elke dag by mekaar gekom. Hy het eenkant gesit om te bid. En dalk wil ek saam met jou nou, net vir 'n paar minute,
deur hierdie 3 goeters bid en vandag saam met jou voor die Vader staan en sê, jy het beloof, Vader. En ek vra asseblief die volle inhoud van hierdie belofte. Kom ek bid dit saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat U beloof het. En U sê, as 'n aardse pa weet om goeie dinge vir sy kinders te gee, hoeveel te meer sal U die Heilige Gees gee as ons vra, Here. So nou kom vra ons, saam met mense wat na hierdie uitsending kyk, weet ek, Jesus, U begeerte om naby te wees. U begeerte dat my kerkkop vernuwe word en dat ek weet, ek is die tempel van die Heilige Gees. God voel tuis by my. Here, ek bid dat mense vandag van 'n kognitiewe verstaan, dat hulle soos my dogtertjie wat haar hand om my pinkie sit, dat hulle na 'n hart connection, 'n hart wat verbind is met die waarheid, God is by my. Mag dit nou gebeur terwyl ek bid, Here. Maar mag dit hierdie week so werklikheid word, oral waar ek gaan in my kar, by my werk, by my mense, dat ek net meer en meer bewus word, die Here is hier by my. Here, dan nommer 2 wil ek dankie sê, U het beloof, U Gees van waarheid gaan my lei in die volle waarheid. En hier's mense wat, ek dink aan 1 of 2 groot besluite, Here, ek dink nou self, hier's hierdie besluite wat ek moet neem in die volgende tyd. O Here, skyn lig op my denke, kom wys vir my waar ek verkeerd dink, Here, gee vir my inspraak, maak my ore oop, dat U my kan lei in my besluite. Dankie Here, dat U vir my wys hoe om die spanning van al hierdie wysheid wat ek nodig het, hoe dat ek dit kan hanteer. Gee vir my daai boldness, dat ek vorentoe kan loop, al is ek onseker, met die lig wat U skyn op my pad. En dan kom ek nou laaste, Here, dankie vir U nabyheid, dankie vir U waarheid, maar o Here, ek het U energie nodig. Ek het U krag nodig. U beloof, U sal my doop met krag, U sal my in die krag sit, U sal die krag in my sit. En so wil ek vandag bid in hierdie volgende paar weke, dat die mense sal kom aanraak met krag, Here. Dat daai elektrisiteit net deur ons wese spoel en laat hierdie krag maak dat gebede geantwoord word, dat hierdie krag maak dat ons berge kan skuif, Here, dat hierdie energie, kreatiwiteit bring, deursettingsvermoë. En ek prys U vandag vir die belofte. Here, ek gaan U nie los nie, soos my kind vir my gesê het, Papa, jy het beloof. Here, so sê ek vandag, dankie vir die belofte. Ek vat die volheid van wat U voorgebid het. Dankie Jesus. Amen. We're creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. We're the old earth echoing His eminence. His name would burst from sea and sky. From rivers to the mountain tops, we'd hear Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native
bright. Oh, then in one enraptured hymn of praise, we'll sing Christ, be magnified, oh, be lifted high. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. I won't bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. If I join you in your sufferings, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing and my song will be the same. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. So as ons dan nou so nou na die einde van hierdie uitsending toe begin beweeg, dan wil ons jou net herinner dat daar elke jaar, net die Saterdag voor Moedersdag, met ander woorde 8 Mei hierdie jaar, is daar 'n geleentheid waar ons enkel mammas 'n bietjie wil bederf. En ons wil net so lank hê met daarvan kennis neem, want jy gaan kan deelneem deur geskenkies, geskenkbewyse en so aan vir hulle aan mekaar te sit. So maak so lank die datum gereed en kyk in die volgende week of wat na die bemarking sodat jy daaraan kan deelneem. Dis natuurlik vir ons altyd 'n groot voorreg om vir die Here dankie te sê vir sy voorsiening in ons lewe, maar ook in ons gemeente. En ons moedig mense aan om die eerste van hulle inkomste en hulle offerandes te bring sodat ons as 'n gemeente God se koninkryk kan vestig in mense se lewens, maar ook in ons stad. Gebruik gerus hierdie kode as jy dit wil scan om so te kan gee, of jy kan natuurlik EFT en al die ander verskillende maniere gebruik. Kom ons kyk dan na die laaste video van nog so 'n klein bietjie nuus oor wat in Doxaday Brooklyn gebeur. En Here seën jou. Mag sy genade oor jou wees en die Heilige Gees jou bemagtig elke dag van jou lewe. Die doop is 'n verklaring van my identiteit in Christus. Ons doop nie klein of groot nie, maar gelowiges. Wil jy gedoop word? Dan nooi ons jou na ons volgende doopgeleentheid en doopgesprek. Die Bybel is propvol stories van normale vroue soos ek en jy, wat God se stem gehoor het en die wêreld op sy kop gekeer het. Nou mense vra vrae soos, maar praat God vandag nog? En as hy doen, het hy iets te sê oor my, oor die mense rondom my, oor die industrie waarin ek werk.
Nou ons gaan die volgende 4 weke in die maand van Mei spandeer om by al ons Cherish geleenthede te gesels oor die stem van die Here en hoe om dit te aktiveer in jou lewe. So jy kan nie hierdie een mis nie. Ons is uit ons vel uit opgewonde. Ek sien jou daar. Die kosprojek by die Life Center lê vir ons na in die hart, waar ons behoeftige gesinne help in ons gemeente met kos elke maand. Ons help ook mense wat van die straat afkom in ons gemeenskap met kospakkies. Daar's 2 maniere waar jy kan bydra. Die een manier is om so emmer hier by die gemeente te kom haal en jy kan dit vir ons volmaak met kos en vir ons terugbring hiernatoe. Die ander manier is ook om kos online te gebruik om daar 'n donasie te maak en waar ons dan daai geld sal gebruik om die mense in ons gemeente te help. Jy kan ook die QR-code wat nou op die skerm wys gebruik om jou direk te vat na daai skakel toe. Doxadeia Studentebediening bied aan Studentekamp 2021. Is jou kind toegerus vir sy seisoen van student wees? Het jou kind 'n geestelike studentefamilie wat hom of haar hierdie studentejare kan help? Ons Studentekamp is die ideale omgewing vir jou student om blootgestel te word aan geestelike groei, gesonde vriendskappe en om 'n ondersteuningsnetwerk te hê vir hul studentelewe. Vir alle studente van eerstejaars tot finalejaars, 8 tot 12 Mei 2021 by Atia Kafee Buffelspoort. Kom belê in jou kind se fondasie as student.